En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier saam met ons op Aksie met Reaksie op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek's Dion. En ek is Karen. En dit is lekker om weer met julle te kan gesels hier op, ek wil sê, 'n koelerige in Mosselbaai, koelerige amper 'n wintersdag. Aardige weer. Ja, so bewolk, so 'n bietjie humiditeit. Maar lekker koel. Ja, lekker, net lekker. heerlik. Ja. Ek dink Karen, dit is dalk die tyd van Paasnaweek wat weer nader kom. Werk wat? Human Rights Day wat alweer volgende week in donderdag is. Kan jy dit glo? Yes, die tyd Ja, hardloop. ons sien uit daarna, want soos elke jaar vir die laaste 3 jaar het ons die anti-bullying 5 kilometer Colour Fun Run wat ons fondse insamel ten bate van die Anti-Bullying Academy sodat ons werk kan voorsit hier in die tuinroete. So ons Colour Fun Run is aan wat jy lekker met verf gegooi kan word en waar ons lekker stalletjies gaan hê en pannekoeke en lekker goed om te drink en net pret gaan hê daar op die strand met al die verskillende kleure en natuurlik het ons vir ons eerste 300 deelnemers goue medaljes wat hulle kan wen. Ons sal 'n paar spotpryse hê, natuurlik lekker pryse vir die wenners ook. En ja, meneer Sean Snyman van die DA, die speaker van die DA in George gaan weer eens ons MC wees. Ja, dit is 'n saak wat baie na in sy hart is, so hy ondersteun ons graag ten opsigte van al ons dingetjies waarmee ons besig is in die tuinroete. En ja, ons sien uit om julle daar te sien. Ons gaan 8:30 wegspring die oggend, want daar's 'n besige program by die Hartenbos Seefront daai oggend. So ons gaan so 7:30 al begin met ons inskrywings, so julle kan kom inskryf. Dis R100 per persoon vir kinders onder 10, né? Ja. Is dit 50 halfprys, R50, ja. Ons sal 'n paar T-shirts daar beskikbaar hê wat julle kan koop as julle nie julle eie T-shirts wil bekleur hê nie, verkleur hê nie. So ja, ons gaan heelwat goedjies daar beskikbaar hê vir julle en dit gaan 'n baie lekker dag wees. Op die 30ste Maart. Ja, so kom kuier vir ons daar en kom neem 'n paar foto's saam met ons. Ons sal regtig waar julle ondersteuning baie waardeer. Ja, dit gaan regtig fenomenaal wees. Dis die emphasis van Colour Fun. Fun daarvan. Ja, ons het verlede week met Anne en met Fransjo gesels van Eden Protocol. Hulle wat dan ook met Ironman for Kids werk en hulle doen hulle rondes met hulle Ice Bucket Challenge ook, om ook dan gelde in te samel vir ons community. Ons sê altyd for the community, from the community and to the community, nee? Ons hoop julle het al 'n tydjie gehad, soos ons laasweek gesê het, om te gaan loer na hulle Facebook page, om te sien waar hulle al oralster gegooi was met water en met ys. Dit raak net al hoe erger. En kouer, want die weer verander ook mos. Ja. Ek dink nie aldag 'n geluk wat jy 27, 28 grade in Mosselbaai vang wanneer dit 'n Ice Bucket Challenge Ja, is. sies tog. So, ja, hulle doen dit alles ten bate van die Kids for Kids en dan die Ironman for Kids, wat Ironman dan, die groot Ironman, dan baie geld belê in ons omgewing hier, omdat ons dit hier hou. So, ja, ondersteun hulle gerus, hulle ondersteun ook die Anti-Bullying Academy, hulle is ook deel van ons supporting partners, wat ons altyd noem. Dit is die mense wat altyd vir ons ondersteun in al ons projekte en ons waardeer dit regtig, want ons kan nie sonder julle nie, ons het nie inkomste of ons word nie deur die staat of iemand anders geondersteun nie, so ons het die gemeenskap se hulp nodig om ons werk in die gemeenskap te kan doen. Die lekker ding van 'n NPO. Ja, vrolikheid op note. Op daai, wat jy nou sê van vrolikheid op note, het ons vandag 'n baie sensitiewe onderwerp wat ons mee met gesels. Ja, ons het probeer om dit op 'n goeie noot te begin, 'n positiewe noot. Maar ja, ons onderwerp vandag, ons gesels, ons het nou gesien, daar's nou weer 3 van die mense wat in hegtenis geneem is ten opsigte van die Jocelyn saak, wat in die hof is. So ons gesels bietjie oor kindermishandeling en child trafficking en Afrikaans kindersmokkelhandel. Ja. So ja, dit is maar baie sensitiewe saakie. Yes. Ja, maar ons moet daaroor praat.
Dit help nie, ons ignoreer dit nie, want dit gebeur nou al te gereeld in Definitief. ons samelewing. Orals gebeur dit. Die kind se lewe, kom ons laat haar lewe iets beteken hier, en laat ons oë en ore begin oophou en bietjie meer betrokke begin raak in ons gemeenskap. Wat hulle sê daar in daai gemeenskapie waarin sy gebly het, is my child is your child. Hierso het ek nou vinnig ietsie neergeskryf. Ek het gesê it all starts with you. Ons sê dit baie, want dit is vraggies die waarheid. And I am actually my brother's keeper. Ja, definitief. Want as jy, daar is iemand wat iets gesien het, daar is iemand wat iets weet, en almal bly net stil. Ek het gister weer na 'n video gekyk, wat deur 'n paar meisies gepost is, ten opsigte van kinders wat hier mekaar aanrand, en die een vrou is besig om te loop en sy neem die video, sy sê, nee, hierdie nonsens moet einde kry. Die mense moet begin praat, dis omdat die mense nie praat nie, laat mense hiermee wegkom. En weet jy, dit begin nie gewoonlik met 'n groot crime nie. Dit begin gewoonlik met klein goedjies, waarby daai mense wegkom daarmee, en dan die volgende keer is dit 'n groter ding. So, what we allow will continue. So, ons moet nou begin om bietjie saam te staan as gemeenskap. Regtig, waar hierdie ding wat ons so almal met ons koppe in 'n gat staan soos vol struis, en ons sien nie wat die ander een doen nie, en ons, behalwe as ons wil skinder, dit is 'n baie lekker ding. Mense kan lekker skinder, dan weet hulle alles van almal af. Maar wanneer daar regtig gevaar is, mense in gevaar is, en daar gebeur sulke van dinge, dan is mense stil. Dit verstaan ek regtig nie. Ek sukkel daarmee. Ek sukkel met vandag se program, want ek sukkel daarmee dat mense stil bly wanneer hulle sien daar's ongeregtigheid wat plaasvind. Dit kan ek nou nie doen nie. Of mense nie van my hou nie, ek gee regtig nie om nie, want dis nie waarvoor ek hier is nie. Ek kan net nie stil staan of stil bly wanneer ek sien en hoor dat daar goeders is wat gebeur wat nie moet gebeur nie. As iemand, almal kla oor die ANC se bedrog, maar hoe dit daar gekom? Die Bybel sê vir ons, it's the small foxes that spoil the vine, nee? En 'n klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. So, hoe dit begin? By 'n klein dingetjie. En hier in Mosselbaai is hier 'n baie groot ding wat mense altyd sê, hou op kla. Ja, daar's 'n verskil tussen kla en uitbring wat verkeerd is. 'n probleem uitbring in die oopte. Ja. Daar's 'n verskil tussen kla en dan ongeregtigheid. Stil te bly oor ongeregtigheid. Ja, daar's 'n verskil om tussen daai twee. So, wanneer daar ietsie uitgelig word soos 'n klein dingetjie, a stitch in time saves 9. So dan kan ons dadelik die corruption het nie net grootskaal ewe skielik begin nie. Dit het begin met iemand wat klein bietjie gesteel het. So, en toe gaan dit groter, né? En niemand het niks gesê nie. Almal is te bang, almal bly stil. Dis mos nie my probleem nie, totdat jou probleem is. So, dit is ons almal se probleem. Ons is nou besig, sien ek daar by Dion op die rekenaar, dat ons nou inligting kry ten opsigte van Jocelyn, en ons het nou net 'n boodskap ook gekry. En die boodskap staan daarby geskryf, onthou jy die pragtige kind, seker al 3 weke vermis. Ek sê aan Nuli, die Heilige Gees het my 1 week 'n nag wakker gemaak oor die swart hoed oor haar kop. Dis die jongste oor haar, en toe sê die persoon baie. So dit is 2 foto's van Jocelyn Smith wat opgesit is. Ja, so nee, dit is regtig, dis hartseer sake, hartseer tye wat ons inlewe. Ja, ons moet net onthou waarvoor haar lewe dan nou staan, asseblief. Dit is die belangrikste ding. Dis nie 'n spesifieke uitgeligte saak nie. Ek voel net dit is tyd dat ons oë en ore begin oopgaan ten opsig van hierdie goeters. Laat hierdie kind se lewe dan vir iets staan. Laat ons oë en ore begin oopgaan oor wat aangaan in ons lewens. Laat ons begin saam staan en besef, your child is my child. En as ek nie omgee oor die ander een nie, hoekom moet die ander een omgee oor my? Kom ons wees die voorbeeld. It all starts with you. As ook die fotootjie wat daarop staan is, geen borg moet toegestaan word vir die mense wat verantwoordelik is vir Jocelyn se verdwyning. Ja, dis 'n ander ding wat ons oor wil praat, oor alles wat hier gaan inkom. Ja, wat ons wil gesels oor ten opsigte van
Ons moet iets begin doen in ons omgewing. Ons het net nou het ek 'n klas gegee en toe het ek ook gesê ons elkeen, dit maak nie saak hoe onbelangrik jy dink jy is of hoe arm jy dink jy is of hoe ryk jy dink jy is nie. Ons het almal 'n doel in die lewe en ons het almal 'n seggenskap in hierdie lewe en jy kan 'n verskil maak, soos ek sê, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Elkeen kan 'n verskil maak waar hy is en dan kan ons begin saam staan om op te staan en te sê, luister, ons sal nou maar die doodstraf byvoorbeeld moet terugbring, want dit lyk soos 'n free-for-all ten opsigte van kinders wat wegraak en mense wat mekaar doodmaak en aanrand en alles besteel en niks word daaraan gedoen nie. Ons sal moet begin opstaan en we will have to make our voices thick, want anders gaan dit net aanhou en erger raak. Kom ons hoor wat die persoon net vir ons nou boodskap stuur. Kom ons hoor wat hy sê. Laat ons oë en ore begin oopgaan. Ek is vir u uitermate dankbaar vir die program, dat u dit ook bewus maak in ons area. Die pragtige kind, as u nou sien, uit wat 'n gehuggie daai kind uitkom, sal u nooit glo, dis die pragtige kind, sy is 'n ware engel. Ja, ons kan net bid, ek weet nie of sy nog veilig is nie. Dankie dat u oopgemaak het, hoor. Mooi dag verder. Ag, baie dankie luisteraar dat jy ingeskakel is en met ons saam in hierdie tyd is en saam met ons in die ateljee is waaroor ons gesels oor en dit is net 'n groot plesier. Dit is reeds hoe ons te werk kan gaan om 'n verskil in die gemeenskap te kan maak, om te kan luister, om te kan help. Ons moet elkeen saam hande vat, soos Karen ook vroeër genoem het. We are our brother's keeper en die enigste manier ons dit kan doen is as ons saam staan en dit saam doen en dit saam oopmaak en dit is regtig 'n pragtige dogter, Jocelyn. En dit het ons elkeen se harte getref en ek weet die PA het ook al gesê en ek dink dis in elk geval nie net die PA nie, die meerderheid van die gemeenskap sê daai kind is ons almal se kind. En dit is reeds waaroor vandag se gesprekke gaan. Reeds oor dit wat alles onder ons neus gebeur. Ek en Karen het so 'n tydjie terug 'n video ook gekyk wat geskied was in, ek dink 2020 en die movie se naam was Last Seen Alive. En Gerard Butler speel daar so in die hele rede hoekom ek nou daarby kom is nie net die kinders wat verlore raak, is net kinders wat as jy by 'n openbare publieke gedeelte is, sê byvoorbeeld 'n shopping center. Jy het jou kind in die trolley, jy draai om te kyk wat se item jy op die raak wil vat, as jy terugdraai is die kind weg. Dit gebeur nie daar nie. Die video het heeltemal gegaan oor die man en die vrou wat op pad is om vir haar ouers te gaan kuier. En hy het toe besluit, of hy het toe vir haar gesê 15 myl voor die huis gaan hy net gestop om brandstof te gooi. En sy het gesê dis reg want sy wil net gou badkamer toe gaan en in die winkel waar sy by ingegaan het sy ingegaan, toilet toe gaan en teruggekom, water gekoop. Sy het uitbeweeg en hy het net klaar brandstof ingegooi, die man, en hy het sy rug gedraai na die winkel se kant toe waar hy net gewag het nog vir haar om haar roetine klaar te maak. En toe sy uitstap, het een van die mense haar net geroep en vrae gevra en 'n trok het voor die videokamera gekom en toe die trok wegbeweeg is die vrou en die man spoorloos weg. En hy het geen idee waarna toe sy gaan nie, want dit het nou 15 minute geraak, 15 minute te 'n halfuur geraak en toe raak dit 'n uur. So net om te noem daarby, dit gebeur nie net met kinders nie, dit gebeur reg rondom ons. So ons moet ons oë en ons ore oop hê. Ons moet help waar ons kan. En selfs al is dit die minste wat ons kan doen is om inligting te share. Dit al klaar maak 'n groot verskil. En nie vals inligting te deel nie. Daar's nog ietsie wat ek wil sê, wat baie dringend is en wat almal moet weet. Ek weet hulle het altyd gesê, jy moet eers 48 uur wag as iemand missing is. Nee, vir 'n kind geld dit nie. Want eintlik vir niemand geld dit nie. Want die eerste 5 ure is so belangrik. Waartoe kan hulle oral gaan in 5 ure? Dan is daai hele spoor al mooi platgevee en doodgevee en dan is dit baie moeilik om vir hulle dan weer in die hande te kry. Waarby as iemand dit onmiddellik doen, dan is die kans baie groter dat daai kinders en daai groot mense gevind word.
Goeiemiddag Dion, goeiemiddag Karen. Ek dink ook die doodstraf sal moet terugkom. Want as ons nog kyk aan die ou dae se tyd, nee, as dit 10 uur moet almal in hulle huise wees, dit was die polisie het geskit in die pad, jy mag nie se dingetjie in jou hande hê dan laai hulle vir jou in, hulle gaan sluit vir jou toe. Ja. Almal was bang om in die straat te loop. En as dit so gaan daar net meer kinders en meer mense verdwyn op die aarde. As die doodstraf kan terugkom nie. Definitief. Dat moet asseblief net terugkom. En hulle moet net 100% seker maak, dis daai persoon. Maar dit sal moet inkom die doodstraf, want hulle gee nie meer om vir niemand se lewe nie. Is eintlik 'n sport wat hulle maak om kleine ou engele te vat van hierdie aarde af. En hulle weet nie, dit is 'n groot sonde. En dit breek net 'n mens hart. Absoluut luisteraar, absoluut, en dis glad nie lekker nie. Ja, nee, dit is 'n baie teer saak hier. Ek sluk lekker weg. En ja, dit is regtig nou waar net, soos ek sê, ek hoop net haar lewe staan vir iets, sodat ons leer hier uit en begin om saam te staan. Dit is my mooi, die hele land het basies saamgekom hier. So dis vir my baie mooi om dit te sien. En ek moet sê, ek het al agtergekom, daar's baie mense se oë wat nou al begin oopgaan het ten opsigte van wat aangaan. Ons het ook 'n paar maande terug gesels oor daai fliek, wat is die fliek se naam? Sound of Freedom. Sound of Freedom. Gaan kyk dit gerus. Dit is dit gaan oor 'n FBI agent. Dit is 'n ware storie. Het gaan oor 'n FBI agent en sy hele storie wat hy deurgegaan het in opsigte van child trafficking en ja, dis regtig verskriklik wat dan gebeur en die kinders van hoe jonk af al wat wegraak en gebruik word vir alle tipe onheilighede en duiwelshede en sulke dinge. En dis nie net kinders nie, soos ons sê, dis groot mense ook. Maar ons sal vir mekaar moet begin uitkyk. Weet jy, die kinders wat vroeër jare weggeraak het, hulle sou nou 49 of hulle is 49 of sou 49 gewees het. Sure, ja. Hulle was saam met my kinders in die laerskool en Lynette Boucher, die een kind se ma se huil nog vandag oor nog daai kind. Sure. Want hulle het nog nooit daai kinders gekry wat Gert van Rooyen hulle doodgemaak het of wat gebeur het by die kinders nie, maar hulle kinders is ons nooit gevind nie. Ja. So dis baie tragies en ons sal moet opstaan as Absoluut. gemeenskap en as land. Ons het so pragtige land. So ons maak nie saak hoe ryk of jy arm is, soos jy sê nie. Dis die mens wat tel, dis daai gesiggie wat tel. Jy mis daai gesiggie, jy mis alles. Absoluut. Die aand met die prysuitdeling, toe daai kinders hulle pryse moes kry, het daai hele saal gesit en huil. So dis tragies en as die regering nie wil doen nie, hoekom kan ons nie begin en sê, hoorie, kom ons begin iets nie. Ja. Baie dankie, groete Sonja. Baie dankie Sonja vir daai boodskap. Ek stem 100% saam. Ja. Dis waaroor dit gaan. Ja. Ons moet saam hande kan vat. Ons moet saam in kan gaan in die gemeenskap en ons kan die verskil maak. As ons saam hande kan vat, kan ons die verskil maak op ons plek beter te maak. Ja. Om ons kinders van wat nou klein is, vir hulle 'n veilige toekoms te kan gee. Dit is ons verantwoordelikheid. Dis presies, en ek dink dis waar die hele boodskap van Justin inkom, is nie om te sê dis net die persoon se kind nie, dis ons kind, want dit raak ons elkeen. Ja. Nou, ons gaan net gou luister wat die nuus vir ons bring in isiXhosa, gevolg na musiek en dan bly ingeskakel. Ons sal nog lekker in diepte gaan oor hierdie gesprek. Never Forget You van Zara Larsson en Mnek. En dit was die nuus gewees in isiXhosa. Die volgende nuusbulletin vind weer plaas om
3 uur, so bly ingeskakel. Nou, as jy nou ingeskakel het by ons is besig om te gesels oor die vermiste kindjie Jocelyn Smith en ook die onderwerp van mishandeling en kindersmokkelhandel wat child trafficking genoem word soos wat ons dit ken. En ek weet dit is baie 'n diep onderwerp waaroor ons gesels. So Karen, kan jy vir ons al so 'n paar kernfeite ook deurgee? Dan kan ons 'n bietjie daaroor ook in die breër aspek ook gesels. Ja, kindermishandeling in Suid-Afrika. Die skatting is dat meer as 1 miljoen kinders jaarliks mishandel word of geweld aangedoen word. En dit wil ons nou net bysê, is wat aangemeld word. Hoeveel kinders word nie aangemeld wat wegraak of mishandel word nie. Fisiese, emosionele, seksuele mishandeling as ook verwaarlosing is 'n groot probleem. Kindermishandeling kom dwars oor inkomstevlakke voor, maar armoede is 'n groot risikofaktor. Nou die siklusse van geweld word van geslag tot geslag oorgedra. Gebrek aan hulpbronne vir voorkomingsprogramme, ondersteuningsdienste vir slagoffers, dis 'n probleem. Daar's 'n stigma aan en 'n gebrek aan aanmelding. Dit laat voortgesette mishandeling toe. So ek sê altyd stil bly is ook 'n antwoord, né? En silence is compliance. What we allow will continue. Wanneer jy weet jy, ek sal eerder laat ek 'n bietjie dat ek verkeerd bewys word as ek gaan sê polisie gaan maak 'n draai by daai huis of gaan kyk wat daar aangaan, want ek hoor verskriklike goed, ek sien verskriklike goed wat daar gebeur. Ek sal eerder laat my naam bietjie met 'n plank geslaan word, soos hulle sê, en vir my sê ek is verkeerd, as wat ek reg is en ek sê niks en daai kind of vrou of man of wat ook al sy lewe word verwoes of geneem. Dit is die probleem. Daar word heeltyd vir ons gesê, nee, ek wil nie betrokke raak nie. Ek gaan weer eens hierdie storieetjie vertel. Ek het dit al 'n paar keer vertel. Van die muis op die plaas, wat by die diere kom en sê, luister, die plaasboer het 'n valletjie gekoop gisterand. Julle moet my help. Dit gaan my doodmaak. Die koei sê, is nie my probleem nie. Die hoender sê, is nie my probleem nie. Vark sê, is nie my probleem nie. Die aand hoor hulle hengse slag in die huis, valletjie het afgegaan, maar is toe nou nie die muis nie. Dis toe 'n stert van 'n slang, van 'n adder, wat in hierdie valletjie gevang word. Maar toe hy gevang word, is die vrou van die huis, die boervrou van die huis naby hom, en hy pik haar. Wat toe met haar gebeur? Wat het mens nodig as jy siek is? Hoendersop. Toe word die hoender se kop afgekap, om hoendersop te maak. Wat toe gebeur, dit het nie gehelp nie, sy is hospitaal toe, en die onkostes was te veel, die boer moes die koei slag, om vir die onkostes te betaal. Dit het ook nie gehelp nie, die vrou is oorlede, en toe moes hulle die vark slag, om vir die begrafnis kos aan die mense te voorsien. So op die einde van die dag, you are your brother's keeper, dit is jou probleem. Jy kan nie sê dit is nie jou probleem nie. Dit is nie jou probleem nie, tot dit jou probleem is. Dit was nie hulle probleem, want dis mos 'n valletjie wat die muis gaan vang. En toe op die einde van die dag, toe betaal almal daarvoor met hulle lewens. En dis wat hier gebeur. Ekskuus nou, dis 'n baie emosionele ding vandag, maar partykeer het ons net nodig om die ware roufeite te hoor van iets, sodat ons kan wakker skrik en besef wat om ons aan die gang is op hierdie oomblik. So, ons is almal baie emosioneel, maar nou moet ons, soos ek sê, ons moet nou hierdie emosies gebruik om ons power, wat in ons tong lê, te kan gebruik. Ons het elkeen 'n voice, en jy moet opstaan, jy in jou persoon moet opstaan, en jou voice uitkry daar buite kan, en begin om iets hier aan te doen. Jy, in jou omgewing, kan nou besluit, ek gaan nou 'n beter plan maak om te sien dat dit nie in my omgewing gaan plaasvind nie. Elkeen se verantwoordelikheid word nou opgeroep hierso. Elkeen is verantwoordelik hier, want dit is jou probleem. Want wat is dit met jou gebeur? Absoluut. So,
ja, so ons het nou gepraat van daar's 'n stigma want niemand wil betrokke raak en sulke tipe van goed nie. Soos ek sê, ek sal eerder laat hulle maar met my raas en vir my sê, man, jy was nou onnodig daar gaan niks aan nie, as wat ek stil bly en môre oor môre dra hulle 'n lijk daar uit. Ek's baie jammer. Dan sal ek maar eerder laat mense vir my lag as ek gesê het daar gaan iets aan en dit gaan nie daaraan nie. Hulle moet maar eerder gaan kyk daarna. Nou Suid-Afrika is 'n bron, 'n transito knooppunt en 'n bestemming vir smokkelhandel. Ja, so vir die child trafficking. Kinders word gesmokkel vir seksuele uitbuiting, arbeid, onwettige aanneming en soos wat hulle nou vermoed met Jocelyn, vir Moetie byvoorbeeld, of vir organ trafficking. Smokkelhandeloperasies wissel van klein georganiseerde groepe tot syndikaate. Nou soos ek sê, almal sien, daar's altyd iemand wat sien, daar is altyd iemand wat sien, en jy kan nie stil bly nie, die dealer is net so goed soos die steeler. Dit beteken, as jy iets sien wat gebeur, ongeregtigheid wat gebeur, en jy weet daarvan, jy bly stil, is jy net so skuldig. Daai bloed gaan op jou hande wees as jy stil bly. Nou, armoede, 'n gebrek aan onderwys of geleenthede stel smokkelaars in staat om mense uit te byt. Smokkelhandel is dikwels transnasionaal, maar dit gebeur ook binne Suid-Afrika. Die gebrek aan ondersteuningsdienste vir slagoffers, behoefte aan vervolging ensovoorts, dis 'n probleem. So dis wat ek nou sê. Jy moet in jou omgewing begin om planne bymekaar te sit, sodat hierdie goed nie meer gebeur nie. Sodat hulle net nie 'n kans staan om iemand uit jou gemeenskap uit te gryp en te vat en skade aan te doen nie. Dis wat ons het elkeen die potensieel om dit te doen. So ja, ons moet kyk na die omvang en voorkoms van kwessies, die risikofaktore vir mishandeling, smokkelhandel, wat dit alles moontlik maak, die fisieke en sielkundige impak op kinders, en nie net op kinders nie, op mense, groot mense. Daar het die dame nou net gesê, die impak van amper 40 jaar gelede. Dit verwoes mense se lewens hierdie. Absoluut. Ons moet regtig nou pogings aanwend om hierdie goeters te bekamp. Wette moet reggestel word. Dis nou net so. En ons stemme is wat dit gaan veroorsaak. So ja, ons moet baie mooi dink oor waar en wat ons stemme plaas. En wat ons doen. Dit is nou een van die dae weer stemtyd. Absoluut, maar ons moet ook, ek val nou in die rede, ons moet ook daarby onthou dat selfs al stem jy, ons as gemeenskap moet nog steeds hande saamvat. Dis presies, die stem is wegval. Ja, die stem is nie net soos baie mense dink, dis soos om 'n R10 vir iemand te gee. Net om jou gewete te sê, jy het mos nou jou deel gedoen. Regtig? Wat kan jy regtig met 'n R10 doen? Wat kan jy regtig met 'n R10 doen? Dieselfde geld eintlik, jy het nou jou stem geplaas, waar ook al jy jou stem plaas, nou dink jy het jou deel gedoen. Nee. Onthou altyd hierdie storie van die meis op die plaas. Onthou dit. En onthou hierdie woorde, that I am my brother's keeper. Jy is. But it's a circle of life. Dis 'n vicious circle wat nou hier aangaan. En as dit nou vandag met daai persoon gebeur, môre gebeur dit dalk met jou. En jy wil graag hê mense moet jou behandel soos wat jy hulle behandel. Nee? Absoluut. Nee? So, jy behandel mense ordentlik so, want jy wil hê hulle moet jou ordentlik behandel. Treat others like you would like them to treat you. So, jy kan nie verwag van mense om te spring as jy iets makeer of iets gebeur met jou, as jy net nooit jou hand uitsteek en mense help nie. Dis baie maklik om die foon te gryp en foto's te neem en video's te neem. Dis wat my altyd verbaas. Gooi die foon een kant neer en gaan help. Ja, dis wat my altyd verbaas. Die mense staan daar en hulle beklei of iemand word seer gemaak of iemand word besteel en hierdie een staan met die kamera. Wat? Hoekom help jy nie? Los die kamera en help daar. Want môre gebeur dit met jou, dan wil jy graag gehelp word. So asseblief, ons moet regtig waar meer betrokke raak in mekaar se lewens, nie soos ek sê jou neus in ander mense se sake druk en hulle drempels deurtrap nie. Maar as jy en weet van iets wat nie, gebeur. Maar van iets wat, soos ek sê, daar's altyd iemand wat sien, altyd. Leer jou kinders. Ek het gister met iemand gepraat en hulle het gesê, my kinders sou nooit saam met iemand anders te gegaan het nie, want hulle het snaakse gewoontes. Hulle gebruik deesdae vrouens en ander kinders om daai kinders weg te kry met 'n sweetie of so iets. Jy leer jou kinders, jy vat nie.
sweeties by enige iemand nie. Niemand nie. En hier is ook 'n wagwoord. As daai mense nie daai wagwoord ken nie, dan gaan jy nie saam met hulle nie. Want daar het hulle man gekom, ek is 'n polisieman, jou maat seer gekry, jy moet saam met my kom, ons gaan nou na die hospitaal toe. Nee, jy moet jou kinders leer in jou huis. Daar was 'n ander maar wat ek gelees het, wat sy gedoen het met haar kinders, sy het 'n boodskap in hulle skoolskoene, of in hulle skoene, het sy 'n boodskap daarin geskryf. Sy sê, as daar iets met jou gebeur, skop jou skoene uit. Skop jou skoene uit, want binne in die skoen staan, as jy hierdie skoen kry, is hierdie kind in gevaar. Skakel die nommer. So, sulke tipe van goedjies, dink aan idees, dink aan maniere hoe jy jou kind kan help, sou so ietsie gebeur as jy nie naby is nie, want soos Dion net nou genoem het, dit gebeur so vinnig, jou kind sit in die trolley agter, jy draai om, jy vat iets van die rak af en weg is jou kind. So, sit allerhande dingetjies in plek, sodat jou kind hulp kan kry, as... En wees bewaak. Ja. Ons het ook al so... Wees waaksaam. Ja, waaksaam. Ons het ook al laas jaar gesels oor noodnommers, dat jy altyd 'n noodnommer byderhand het, selfs al is dit iemand wat in jou gemeenskap is, dat jy weet, as jy jou foon nie by jou het nie, skryf dit neer, dat jy iewers by jou het, ken 'n nommer, dat jy 'n kontaknommer kan bel as 'n moeilikheid kom. Want gewoonlik die geval is ook, of jy het nie jou selfoon nie, of jy het nie 'n kontak nie. Of jy kan dit nie onthou nie. Ja, en as jy gestres is in daai geval, dan weet jy nie wat's nommer om te bel nie. Ja. En mense normaalweg wat jou wil help, reageer nie altyd so vinnig nie. So dis waar dit inkom. Hou altyd 'n nommer byderhand wat jy weet jy kan vertrou, sal moeilikheid kom dat jy die Toets daai nommer bel. sommer op 'n gereelde Absoluut. basis. Toets hulle. En sommer meer as een nommer. Daar was so ruk terug, ek weet nie of hulle dit meer het nie, wat hulle gesê het, jy het dis 'n noodding. As daar iets gebeur, dan kan jy net hierdie knoppie druk, en as jy hom 3 keer druk op jou selfoon, dan gaan hy na 3 verskillende van jou kontakte toe, wat dan sê, maar jy moet daai mense dan SOS inlig. nummers, ja. Ja, jy moet hulle dan inlig. As jy hierdie kry, weet, dan is ek in die moeilikheid. So, al die fone, wel, meeste van die fone deesdae het GPS op, so dat mense vir jou kan kontak. Maar, as die foon nou eenkant gegooi word, is dit 'n ander saak, maar almal in julle gemeenskappe, almal het goeie idees. Kom by mekaar, sit by mekaar en begin julle idees uitruil onder mekaar en laat, kyk, baie kere is die slange ook tussenin in die gemeenskap. Daai slange is ook daar en hulle gaan ook luister wat jy doen, maar maak dit so dat almal so betrokke is om na die welstand van sy naaste om te sien, dat daai slang nie eers 'n kans het om enigiets te doen nie, al is hy daar tussen julle. Want hulle is tussen ons, ongelukkig. Absoluut. Ons het vroeër 'n boodskap ook gekry van een van die luisteraars af. Kom ons hoor gou wat luisteraar te sê het. Goeiemiddag omroepers en luisteraars. Dankie vir die baie aktuelle onderwerp wat onder bespreking is. Ek dink van twee kante af. Die een is ouers regtig bekommerd oor hulle kinders, want as ek baie keer in die dorp of ergens loop, dan sien ek hoe die ouer vooruit stap met die foon in 'n hand, besig op die foon en die toddler trippel agterna. Ja. Asof hulle nie belange het om regtig naby hulle kinders te wees nie. Daar's baie ouers wat hulle skuldig maak daaraan, die goeies uitgesluit. En dit is die een ding. En die ander ding is dat ek stem 100% saam dat ons gemeenskappe moet begin hande vat. Ergens in die land het hulle 'n gemeenskap, het 'n beleid. Hulle noem dit die NIMBY-beleid. Not in my backyard. Of dit 'n smokkelary is of enige ding wat jou gemeenskap aangaan. Die polisie gaan nie alles uitroei nie. Ons sal moet saam staan. Ja. So Hansie van Blanco. Baie dankie Hansie van Blanco vir daai boodskap en ons stem 100% saam. Dis vragies die waarheid. Dis absoluut die enigste waarheid. manier. Daar's net 'n handjievol polisie teenoor ons almal wat hier rond is en ons sien alles. So ja, ons sal ons eie wagters moet wees hier vandag. En Beslis. ja, soos ons En nou gesê, dit is 'n oulike idee daai
Ek weet daar's destyds 'n paar jaar terug ook uit die program uitgerol van buurtwagte waarby die gemeenskap ook bymekaar staan om nagpatrollies te doen, te kyk dat jou gemeenskap veilig is. Maak jouself ook beskikbaar dat jy hoef nie te sê jy's deel van die buurtwag nie, maar wees Hou net jou oë oop, ja, wees net, paraat. dis hy, en help as jy weet van iemand wat moeilikheid het of in moeilikheid is, gaan help die persoon, want jy weet nooit wat daai moeilikheid kan veroorsaak in die long run nie. Ja, die beste is om maar die leiers in jou gemeenskap te nader en dan maar, soos wat hulle maak met die buurtwagte, om dit gereël te kry, is om te weet, na wie toe kan jy gaan as daar 'n probleem is. Definitief, en ek dink ook, dis 'n goeie ding, as jy nie ook weet regtig wat om te doen nie, gaan na jou naaste polisiestasie toe, luister by hulle, hoe kan jy betrokke raak om sulke situasies mee te kan en 'n help wat in persoonlike jou, nommer te kry. Dis hy. Want partykeer lei 'n nommer net, 'n persoonlike nommer werk. Definitief, en dan weet mense ook, dan weet hulle ook, daar is oë en ore op die grond waarby as hulle nie daar kan kom nie, jy daarso is om hulle te kan kry om daar uit te kom, en jy ook weet wat jou reg is om so 'n situasie te kan hanteer, in plaas van net om te sit en sê, ek weet nie wat om hier te doen nie. Ja, ek kan niks doen nie. O ja, jy kan. Maak nie saak Absoluut. nie, groot Ons- tot klein, ons ryk tot het- arm, almal kan iets doen. 2022 was daar so 'n byeenkoms gewees waar ek en jy by was, Karen, waar een prokureur ook verduidelik het dat jy as mens self wat in situasies kom van aanranding en Ja, alles wat gebeur, ja. wat jou stappe is, jy as 'n persoon Citizens self, arrest. yes, Mm. mag dit doen, Ja. en dan verder dit vat, so jy hoef nie terug te staan, hande agter jou sye en net te sê, dit Ek maar is net tot kom nie- nie, ek is nie in jy staat het nie. reg, so dis kom ek sê, luister, skakel in by jou naaste polisiestasie, kry 'n nommer soos Karen genoem het, en luister wat hulle vir jou kan sê, wat jy as mens kan doen in so 'n situasie. Ja, jou ward councillors ook. Gaan na daai mense toe. Daai mense het al die kontakdetails. Daar's verskeie NPO's en NGO's en alles wat in ons omgewing, daar's baie wat werk met verskeie dingetjies wat ons nie weet van nie, maar jou ward councillor weet van hierdie mense. En soos Dion nou gesê, die polisiestasie, gaan na die mense toe en kry die details van mense vir wie jy kan kontak in so 'n situasie en hierdie tipe van goeders kan aangee. Laat ons liewers bang Jan wees as dooie Jan ten opsigte van hierdie. Met ander woorde, praat liewer, soos wat ek net nou gesê het. Ek sal maar, hulle kan maar vir my kwaad wees of wat ook al, ek gee nie om nie, maar as ek iemand se lewe kan red deur my mond oop te maak, as ek sien daar gebeur iets, of ek hoor daar gebeur iets wat daar nie moet gebeur nie, en so be it. Ek gee regtig nie om dan voor gelag te word as dit dan nou nie die geval was nie, maar eerder dit, soos ek sê, eerder bang Jan as dooie Jan. Definitief, en dit is net die enigste manier hoe 'n mens hierdie evil, as ek dit nou so kan sê, Nee, dit is definitief evil, daar is nie 'n ander woord en nie. 'n punt kan sit, want alles in dit val ook in die werk wat ek en jy doen met die Anti-Bullying Academy. Een ding raak 'n gemeenskap en dit raak almal. Ja, en die mense sê, ek het gehoor iemand sê, o, daar's ouers wat na die eerste keer kla as die kind geboelie word. Ekskuus, Dit moes jy moet dit die heel eerste keer aanmeld, want dit is net een keer, partykeer is net een keer once is nodig. enough. Nee, dis te veel. Geen mens wil Asseblief. weet jou kind was gisterand nog gelukkig vol smiles. En dit En vat dalk net een keer en dis vanaand hy. pleeg hy selfmoord. Nee, een keer is te veel, mense. En jy Moenie sit laat en, iemand en jy sit en wonder wat kon jy doen Ja, om dit moenie te laat voorkom iemand nie. vir jou sê, jy kla een keer, dit het net een keer, die eerste keer gebeur, nou kla. Moenie laat iemand dit vir jou sê nie, want En ek stem saam met meneer Hansie van Blanco. Ja. Sit as jy in die publiek inkom, as jy winkel toe gaan, as jy mall toe stap, waar ook in die straat is, sit jou selfoon weg. Dis wat ek wou sê daar. Sit jou selfoon Dis wat ek wou sê daar. Ja, wat hy eers van gepraat het van die mense wat so loop met die kinders agterna. Jong, hoeveel mense het al gesien met 'n kind in 'n swembad of iets wat gebeur? Daai kinders is so blits vinnig. Dan is die kind oor die straat of iemand gryp daai kind. Dit is regtig verskriklik. Mens moet na jou kinders kyk. Beslis, en Mens laat moet hulle regtig. voorstap, sit jou foon weg. Ons Ja. almal weet hoe onveilig is dit dat jou foon vinnig uit jou hand uitgegryp kan word. Die Ja. oomblik as jy in die publiek moet om net rondstap, want jy's nie Jy's nie gefokus op wat gefokus om jou wat om aangaan nie. Ja, dis hoe hoor En met dit ek wou sê. oorfone om oor jou ore loop en nee, of gaan draf of so iets nie. Nee, hoe kan jy weet dat rondom jou En aangaan as jy soos dit jy ook doen? gesê het, Karen, leer vir jou kind 'n wagwoord. Ja. Dat as daar moeilikheid is, selfs ons het al 'n paar videoetjies, kort videoetjies op Facebook ook al gesien waar 'n
'n kind 'n handsein wys, sê byvoorbeeld hy kry sy 2 vingertjies en sit die duimpjie voor Ja, in die leer duim vir hom 'n dat ding. as daar 'n persoon is wat die kind geontvoer het en hulle wys dit vir 'n persoon daai sein, dan Dan weet weet jy daai kind is Is in in gevaar, moeilikheid, ja. yes. Want onthou as 'n kind selfs by so wat ons al gesien het, by 'n persoon is wat hulle ontvoer het, hulle mag nie praat nie, Ja. hulle mag niks sê nie. Nou die Ja. enigste manier wat hulle van weet is hulle het 'n signal, hand signal wat hulle vir jou kan wys as daar moeilikheid Gaan kyk, is. dit is oralste op sosiale media wat die signs is. Yes. Leer jou kinders daai goed, leer hulle en almal het fone vandag, so leer hulle daai goed. Doen iets wat jy spesifiek sal weet en wat almal spesifiek sal weet. Dit sal fantasties wees as die luisteraars bietjie vir ons idees kan gee oor watse tipe wagwoorde of watse tipe tekens hulle kinders geleer het sodat hulle kinders kan veilig wees. Dit sal fantasties wees. Ons moet dalk sommer so 'n nasionale projek begin. Absoluut. Dat ons sulke goed kan leer. Ek dink jy het 'n goeie idee daar Beet Karen. Volgende week is die dag voor Human Rights Day wat ons weer kom uitsaai, so dan sal dit lekker wees om te kan hoor wat Ja, die se idees wat van die luisteraars is. het. En as julle ook vir ons wil iets stuur, ons Facebookgroep is Aksie met Reaksie op Facebook. Selfs dis daar op Facebook wat ons is en ons nommers is 07808257225 en Karen se 0818696090. Gesels met ons, kommunikeer met ons sodat ons dit bymekaar kan sit, dat ons in die gemeenskap self 'n idee kan deurgee dat julle wat ingeskakel is, julle wat luister, julle wat saam met ons die hande wil vat, ons dit saam eenvoudig kan maak en eenvormig kan maak, dat ons kan weet, en soos jy genoem het vroeër, rather play it safe, rather bel eerder die polisie, laat hulle uitkom, laat hulle kom kyk, kry eerder daai bietjie skel en weet alles is veilig, in plaas dat jy geweet het, jy kon 'n verskil maak, want al voel dit nie so nie, en ek weet, baie van julle stem saam met ons, al voel dit nie so nie, dit knaag tog aan jou. Vat Jocelyn Smith as 'n voorbeeld. Haar impak, omdat dit in Saldanha gebeur het, en die hele Suid-Afrika tref, dit raak jou as mens, dit raak jou as jou hart self, want jy sien dit as jou eie kind. Dit is hoekom ons dit noem as dit is ons kind, ons almal sin. Ja, luisteraars, ons tyd het ook alweer gekom hier na einde toe, vir vandag se onderwerp, en dankie vir elkeen se elkeen se boodskap wat deurgestuur is en elkeen wat bygedra het, selfs al is dit waar jou hart die sensitiefste punt getref het en ons 'n paar trane ook gepink het om saam met julle empatie te deel. Ons as die gemeenskap self kan die verskil maak. Vir elke kind wat al weggeraak het. Definitief, en ons waardeer julle elkeen. Sure. So ja, bly ingeskakel en net hier oor 'n paar minute in 3 uur, dan sê Nies en isiXhosa, gevolg met Paul Amas in die afternoon drive-in, tussen 3 en 6. So ons groet julle hier uit Mosselbaai se ateljee uit. Ja, ons gaan nou eers vir julle 'n bietjie lekker musiek speel, voor die ernstigheid van die nuus nou weer oorkom. Mag julle 'n heerlike geseënde week hê. En ja, eendrag maak mag. Dit beteken saam staan, hè? And if we all stand up, their game is over. Wie ook al hierdie gemorspeletjies speel, ons moet almal daarteen opstaan. Ons waardeer julle en ons groet julle. Heerlike week. Totsiens julle.